Cool. Julle, so kom ek begin deur hierdie vir julle te wys. Dan gaan julle verstaan hoekom ek gedoen het wat ek gedoen het. So vanaand sin, eintlik hierdie hoofstuk wat ons hierdie week moet behandel, het ek in 2 gedeel. Net om vir julle te verduidelik hoekom, julle sal nou sien. Oor ons stadig van begrip. Ja, absoluut. Dit is die uitsonderlike enigste rede hoekom. Net om julle 'n idee te gee, vir elke hoofstuk gee julle so 'n oorsig van die hoofstuk. Hier is laasweek se oorsig van die hoofstuk wat ons saam hanteer het. Daar kan julle nou sien. En come on. Daar is hierdie week sin. So ek het hom so 'n bietjie in 2 gedeel, maar net vir die wis en die onwis, dat hy net bietjie meer verteerbaar is, kom ek sê so. Maar ja, ons gaan vandag 'n bietjie gesels nou, hier is hy. Ons gaan gesels oor die historiese betroubaarheid spesifiek van die Nuwe Testament. Ons gaan 'n bietjie kyk na die toetse vir betroubaarheid, na die verskeie manuskripte wat gekry is, hoe dit vergelyk met ander boeke of geskrifte van daai tyd, klassieke tyd is wat mense dit noem. En dis hoekom ek sê is nou maar net part 1 van hierdie afdeling. En ja, eerstens begin mense hierdie hele gesprek deur te kyk na die datering van die evangelies en van spesifiek van Handelinge. Nou kom ek verduidelik ook net hoekom Handelinge hierby ingesluit is. Handelinge en Lukas is deur dieselfde persoon geskryf. So dis hoekom mense dit sommer saam hanteer. Nou ons weet Handelinge is na Lukas geskryf en dis hoekom dit so eintlik of so as 'n package deal saam hanteer word. Ek dink ek gaan dalk dit so maak. Maar as ons dan nou gaan kyk, ek gaan hom sommer in volgorde van die Bybel vat. Nou, dis nie in volgorde van wat die oudste is of nie. Die oudste sal julle sien is Markus. OK, daar friek hy uit. Kom ek maak sommer net. Sorry? OK, daar lyk of hy wil werk. So kom ek soek net so 'n bietjie so. OK, lyk of dit gaan werk. Cool. Die eerste is natuurlik nou Matteus. Nou as ons gaan kyk na Matteus, julle gaan heeltyd sien ek praat van 'n konservatiewe datering en 'n liberale datering. Nou dit is nie niks polities daarmee uit te waai nie. Dit is maar net om te sê hierdie is die vroegste en die laaste wat hy gedateer word. So die konservatiewe datering is hier 60s tot en met 80. Julle sal sien ons gee altyd maar 'n verskeidenheid net om te sê iewers in hierdie tyd. Is maar net om veiliger te wees, mens wil nou nie sê dit het in 63 gebeur en dan eintlik is dit nou 78 byvoorbeeld. So dis maar eintlik net om konservatief te wees en om te sê waarskynlik in hierdie tyd. Maar die liberale datering is nou weer 80 tot 100. Nou kom ek sê dalk dit in terme van liberale datering, meeste van die liberale datering se argumente wat hulle vat en so is eintlik nie, dit dra nie baie water nie. Die konservatiewe datering se vroegste argumente dra ook nie baie water nie, maar hier, as ek nou byvoorbeeld kan sê 70 vir Matteus is, dis wel gewoonlik daar waar jy die goeie argumente kry en sê, weet jy wat, dit maak sin, dat dit in hierdie tyd sou gebeur het. So, baie van die liberale datering probeer hulle heeltemal byvoorbeeld, hulle strip al die profesie uit die teks uit en sê dit kon nie gebeur het nie, so dit moes na die tyd gebeur het. Nou weer eens, ons werk hier met 'n geloofskrif, so as jy geloof uit die geloofskrif uithaal, dan moet mens begin vra wat gaan aan. So dis wat baie keer gebeur is, hulle sê byvoorbeeld met Markus spesifiek sê hulle Markus moet na 70 geskryf word, want daar word gepraat oor die vernietiging van Jerusalem. Nou Jerusalem het in 70 geval, so dit moet na dit gebeur, want dit kan nie voor die tyd geprofeteer word nie, dit werk nie so nie. Nee, weer eens, onthou waarmee jy werk, dit maak tog 'n verskil. So dis Matteus, maar as ons dan nou gaan kyk na Markus, die konservatiewe datering is 50 tot 60s. Nou onthou, as ek praat van die datering, bedoel ek nie die tyd wat die evangelie ontstaan het nie. Ek praat eintlik maar net van die tyd wat dit neergepen is. Met ander woorde, onthou, ons het laasweek gesê, hulle is hier in 'n verskriklike ongeletterde wêreld. Dis net, ek kan nie onthou of ek dit vir julle gesê het nie. Net om julle 'n idee te gee van wat dit gekos het om goed neer te skryf. As mens gaan kyk na die briewe van Paulus, om een brief neer te skryf het omtrent R10.000 gekos. So as mens, OK, dit was
6 jaar terug. So as mens nou nog inflasie en so bywerk, kan dit nou nog meer. Maar selfs dan, mens moet verstaan, dit is slegs in uitsonderlike gevalle met mense wat baie geld het en wat die hulpbronne het wat goed neergeskryf word. So as ons sê Markus is 50s neergeskryf, dan beteken dit dit al voor dit ontstaan, maar dit is 2 years neergeskryf. So die konservatiewe datering is 50 tot 60s, plus minus 55 is 'n goeie begin daarvan. Net om julle idee te gee, hulle gee alle argumente in die boek al voor. Ek gaan nou nie daarin ingaan nie, maar byvoorbeeld vir Markus is dit, mense begin nog nie die vervolging sien wat in Nero se tyd gebeur het nie, so dis hoekom ons weet dit sou 60s is die top, want hulle sou definitief iets daaroor gesê het as dit al gebeur het. Maar hulle gee 'n klomp verskeie redes dwars deur die boek daarvoor. So as jy meer wil weet, vra maar, dan sal ek bietjie meer daarvan verduidelik. Maar die liberale datering, soos ek net nou gesê het, hulle sê die vernietiging van Jerusalem kon nie voorspel word nie, so dit is eers in die 70s, moet na 70 na Christus gebeur. Weerens, ek dink baie van die liberale argumente hou nie regtig water nie. En as ons dan nou gaan kyk na Lukas, net vir interessantheid, Lukas is by verre die evangelie wat die beste geken word daarvoor, ek sien ek moet hom so 'n bietjie draai, om histories akkuraat te wees. Ek kan nie nou onthou presies wat sy getal nie, maar ek dink dit is om en by die 100 feite, historiese feite, opgrawings wat gemaak is, wat Lukas regkry wat ander mense mis. So Lukas is geskiedkundig geken daarvoor om te sê, weet jy wat, hierdie is wat gebeur het. As jy gaan kyk na Lukas 1, ek het dit nou die dag saam met Marlies bietjie gepraat daaroor. Wat is Lukas se hele idee van skrywe? Nou Matteus en Markus skryf met die doel van die evangelie, as ek dit nou so kan sê. Nie Lukas nie. Lukas skryf aan die begin, hy sê, ek skryf hierdie dinge sodat jy kan weet wat het gebeur. Met ander woorde, sy hele doel is om histories korrek te wees. Dit is Lukas se uitgangspunt. Hierso. Domme vraag of nog nie. Dit lyk of hom vir my iets wil sê. So Lukas het 'n hele geskiedkundige perspektief. Om julle net 'n idee te gee, dit is nie nou in die presentation nie, maar een van die groot geskiedkundige skrywers, ek dink dit was Tacitus gewees, van daai tyd. As hy praat oor Pilatus, dan praat hy van die, nou moet ek onthou, nie gouverneur nie. Maar hy gee hom 'n ander naam as gouverneur. Met ander woorde, hy self, wat al so 'n bietjie later is, hy is so 50 jaar daarna, hy skryf en hy gee hom 'n ander titel wat eintlik nie sy titel was nie. Maar Lukas gee die regte titel, gouverneur. Of ek het dit nou omgerou, maar die punt van die saak is, julle verstaan wat ek probeer sê. Hy gebruik die regte titel, waar skrywers van daai tyd die verkeerde titel alreeds gebruik het. Letterlik 150 tot 100 jaar na hom gebruik hulle vreemde titels. Lukas kry dit reg. Met ander woorde, dit is alreeds 'n aanduiding, dit is in daai tyd geskryf. Dit maak tog net sin. Maar anyway, dit is nou genoeg daarvan. Lukas se konservatiewe datering, ons kyk weer na 60 tot 80s, vroeë 60s klink plus minus regs. As mens vat dat Lukas en Matteus spesifiek gebruik baie van Markus, hulle gebruik hom as 'n bron, en as ons sê Markus is in die, kom ons sê, argumentsontalwe 55 geskryf, dan moet dit natuurlik na dit gebeur, anders kan hulle hom nie as 'n bron gebruik nie. So, mens kyk na 60 tot 80s, weer eens 70s plus minus net voor 70. Die interessante ding weer eens hier is, ons lees nie regtig van die vervolging nie, so dit is een van die groot argumente dat dit vroeg 60 sal wees, eerder as na 65, want ons lees nie daarvan nie, selfs met Handelinge, ons gaan nou by Handelinge kom, maar ja, mens lees nie regtig daarvan nie, en ook, mens lees nie soveel van die vernietiging van die tempel nie, nie uit 'n buite profesie teks nie, konteks nie. Met ander woorde, weer eens onthou baie van hierdie goed werk met Jerusalem as die vertrekpunt, want ons weet vir 'n feit, Jerusalem het 70 na Christus geval. That's what we know. Interessant genoeg is een van die groot redes hoekom die Messias in daai tyd moet kom, want ons weet hy moet kom terwyl daar nog 'n tempel is wat staan. Anyway, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, maar baie cool. Konservatiewe datering en die liberale datering is dan 70 tot 110, weer eens. Hulle haal alle teologie daar uit en sê, dis wat dit is. Ek doen dit maar net vir deeglikheidsonthaalwe, dat julle weet, hierdie is die uiterstes van die datering, maar ons weet, en nou kan julle, wag, kom ek voordat ek so toe gaan, kom, hanteer eers Handelinge. Handelinge, julle gaan sien, daar is nie regtig 'n liberale datering vir Handelinge nie, want Handelinge stem meeste mense saam, julle gaan ook sien, die datums is baie meer spesifiek. Handelinge word gedateer hier tussen 62 en 64.
plus minus, ek bedoel, ons is net daar 2 jaar speling. Weereens, selfde argument. Handelinge vertel juis van die beweging van die vroeë kerk. Handelinge vertel hoe hulle beweeg het. Lukas het saam met Paulus inteendeel getrek, en jy sien dit op 'n stadium in Handelinge begin hy praat van ons het vertrek, en ons het hier aangekom, en die aard van ding. En as ons sê dit gaan oor die vroeë kerk, dan sou dit tog iets bevat het van die vervolging as dit reeds begin het. En ons weet die vervolging het die plus minus 65 rond begin. En dit sou ook definitief iets genoem het van die vernietiging van die tempel, veral aangesien in die geskiedenis van die vroeë kerk is. As die tempel nie meer is nie, dit is 'n noemenswaardige saak. So ons weet vir 'n feit, dit is voor 70, en ons weet dan met redelike sekerheid voor 65. So dit was waarskynlik, mens kan seker die argument maak en sê Handelinge is 65 klaar geskryf, maar teen die tyd wat dit gepubliseer is, as ek dit nou so in aanhalings kan sê, toe die vervolging begin, en dis hoekom dit nie in is nie, ja, maar mens het nog steeds rondom hierdie tyd geleef. So, dit is die groot goed, en julle gaan sien, ek het nou spesifiek Handelinge voor Johannes gedoen, juist omdat ons Lukas en Handelinge saam hanteer, gewoonlik, standaard in die akademie is dit so. Johannes is die een wat by verre die laatste is van die lot. Sy konservatiewe datering is 60 tot 100. Weereens, selfde argumente, hy skryf baie oor die tempel wat vernietig word, die liberale datering maak dit baie later. Interessant genoeg, net iets om te noem oor die liberale datering, ek sal net nou 'n bietjie meer daaroor sê, of 'n bietjie weer daaroor praat, moet ek eintlik sê. Die liberale datering was vir lank hier 100 tot 200 na Christus gewees, totdat ons iets ontdek het wat gewys het, dit kan nie wees nie. So, baie interessant hoe dit werk. So hierdie goed is ook nou nie vas in klip nie. Sê weer? Sê weer? Wat is ontdek? P52. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor praat. Dis in die slides. Don't stress about it. Maar dit is gedateer tot 130 na Christus. Net so lank. En dit natuurlik al daai argumente uit. So dis hoekom die liberale datering toe gesê het, okay, wag, nou moet ons 'n bietjie terugkom en sê 100. Ek dink 'n regverdige plek vir Johannes om te sê is geskryf is, kom ek sê 85. Waarskynlik. Mens kan dit maar so vat. Johannes kan mens ook sien, as mens Johannes lees, is heeltemal anders as die ander evangelies. Hy's baie meer teologies van aard. So daar sal tyd vir hierdie teologie om te ontwikkel, wat het eintlik gebeur. As ek dit nou so kan sê, nie net ons gee nou meer wat het gebeur nie, maar ons kan 'n bietjie verduidelik wat het gebeur. Maak dit sin. So baie meer teologies as van die ander. So dit is dan nou die datering van die 4 evangelies en van Handelinge. Nou as ons praat oor die betroubaarheid van die Nuwe Testament, is dit die kardinale punt om by te begin. Nou ek weet, dit voel vir baie van ons baie ver verwyderd van die oorspronklik af. Gee kans, ons kom daarby. Ons gaan net 'n bietjie daaroor praat. Maar nou moet ons eers kyk na die bibliografiese toets vir die betroubaarheid van die Nuwe Testament. So ons gaan eerstens kyk na die hoeveelheid MSS staan vir manuskripte. MS staan vir manuskrip. So ons gaan kyk na die hoeveelheid manuskripte van die Nuwe Testament wat daar is. En ook hoe naby hulle aan die oorspronklike tyd was daarmee te saam. Nou die eerste is die Ethiopiese, kyk hulle gaan in, ek dink 6-7 verskillende manuskripte, hoeveelhede in. Ek het net die groot noemenswaardige manuskripte hierin gesit. En nou, ek het nou wragtig om verkeerd gehad. Die Ethiopiese manuskripte, die vroegste manuskrip is hier 500 tot 600 na Christus. Dit is spesifiek met betrekking tot die Ethiopiese Bybel. Ek het hom ingesit want ons het laasweek daaroor gepraat. So dit is die vroegste wat ons daar het, en die hoeveelheid manuskripte van die Ethiopiese aard is 600 plus. Nou, al hierdie getalle wat ek nou deurgee is soos in 2017. Daar is intussen nuus gedoen, maar die boek is in 2017 gepubliseer. So daarna is daar nuwe ontdekkings en nuwe uitvindsels en. Maar vir ons doeleindes vandag werk dit net so goed om hierdie getalle te gebruik. So die Ethiopies, ons kyk na die 6de eeu na Christus en 600 plus manuskripte. As ons dan nou gaan kyk, ek gaan nou wragtig nou gaan net dit spoil. Ek het so gehoop ek gaan nie. Ek kry dit nog steeds nie reg nie. Mense sal dink ek is tegnologies gestremd, maar nou ja. As ons gaan kyk na die Latynse geskrifte, as ons praat van Latyns, is daar 2 tipes Latyn, as ek dit nou so kan sê. Jy kry ou Latyns en dan kry jy die Vulgaat. Nou, ek gaan beide noem. So hierdie is net vir die ou Latyns. Die vroegste manuskrip is 400 na 4de eeu na Christus en die hoeveelheid manuskripte in 2017 was 110 wat ontdek is daarvan. En vir die Latynse Vulgaat is dit die 4de eeu na Christus nog steeds en vir die hoeveelheid manuskripte is 10.000 plus.
Okay, en nou het ek so gehoop ek gaan dit nie doen nie, want die volgende een is by verre die vroegste, so kom ek praat voordat ek dit op die skerm sit. Die vroegste, die volgende een is Grieks, en die vroegste manuskrip wat ons daarvan het is P52, wat 130 na Christus gedateer is, en dit bevat Johannes 8, kan nie nou onthou nie, maar ek praat nou meer daaroor. So dit bevat stukke van Johannes 8, en dis by verre, van al die manuskripte wat ons het, is die Griekse manuskripte die naaste aan die oorspronklike tyd. Nou weer eens, een ding wat ek moet sê, en ek moes dit eintlik vroeër gesê het, ons het geen van die oorspronklike manuskripte nie. Ons het net vertalings en oorskrywings daarvan. So alles wat ons het, is 'n kopie, as ek dit nou so kan sê. En dit is hoe dit werk met antieke dokumente. Eerstens, hoe gaan mense nou bepaal, hierdie een is die oorspronklike een, en hierdie een is nou net 'n namaaksel? Mens sal dit nooit kan kry nie. Maar, so, by verre is die Grieks, die feit dat dit so na aan dit is al reeds 'n groot aanduiding van hierdie is ongelooflik betroubaar. Ek gaan net nou meer daaroor sê. Maar as ons dan nou gaan kyk na die Grieks, soos ek sê, die vroegste een is 130, en die hoeveelheid manuskripte in Grieks, antieke Grieks, wat in daai tyd sou voorkom, is 5856, soos in 2017. Dit is nou, dink ek al meer as oor die 6000. Ek is nie presies seker nie. Maar, yes, oom. Net 'n opmerking. Op 'n stadium was dit nogal, wil ek amper sê, redelik standaard praktyk onder predikante om te sê, maar dis wat nou in die Afrikaanse Bybel staan, maar in die oorspronklike Grieks, ja. Het jy 'n idee van waar daai ouens daai goed gesien het? So, die ding is, met enige vertaling, of mens nou van Afrikaans Engels toe, of Engels Latyns toe, Engels Grieks toe, Engels Duits toe, wat ook al vat, jy gaan van jou oorspronklike punch verloor, as ek dit nou so kan sê. 'n eenvoudige voorbeeld daarvan is, as mens gaan kyk na 'n idioom. Die Grieke het idiome gehad, wat ons nie in Afrikaans het nie. Nou sê ons byvoorbeeld 'n kameel deur 'n naald se oog. Dit is 'n sê ding in die Grieks. In ons Afrikaans klink dit net bloot onmoontlik. Nou, in daai siening, gaan die Grieks ons help om daai goed beter te verstaan. En dis hoekom ook mense, ek weet nie of julle weet nie, net vir interessantheid, mense kry twee soorte vertalings. Mense kry 'n vertaling wat probeer om so ver as moontlik woord vir woord korrek te vertaal, en jy kry een wat die boodskap probeer oordra. So byvoorbeeld die een wat woord vir woord sal vertaal, sal sê soos 'n kameel deur 'n naald. Die 53 vertaling is 'n tipiese voorbeeld daarvan. Hy probeer woord vir woord die Grieks volg. Die 83 vertaling daarteen is een wat die boodskap probeer oordra. So die 83 is baie meer vry vertaal, sal mense dit noem. Nou die een maak dit nie beter of die ander een slegter nie. Een van die goeie skoliere wat ek kyk sê, die beste Bybelvertaling is die een wat jy sal lees. En dit is 'n goeie vertrekpunt vir dit alles. So as jy nou baie 'n stiekler is vir ek wil weet wat presies in die Grieks staan, lees die 2020 vertaling, by verre die naaste vertaling wat ons het. As jy voel, weet jy wat, ek wil bietjie meer 'n gevoel hê van wat die Bybel vir my probeer sê, lees Nuwe Lewende Vertaling, lees 83 vertaling en gaan daarmee aan. Verstaan, as jy 53 wil lees want jy voel dis nader aan die Afrikaans wat jy mee gemaklik is, doen dit. So daar's nie reg en verkeerd nie, maar dis waar die groot ding inkom. As ek die perfekte voorbeeld daarvan gaan gebruik, is dit Johannes 1 vers 5, is my gunsteling Bybelvers, juis as gevolg van dit. Die laaste woord, die Afrikaans sê, en die lig het in die donker geskyn, en die donkerte kon dit nie oorheers nie. Nou daai woord vir oorheers, in die Grieks is kateleben. Nou kateleben het tot en met 4 verskeie vertalings. En nou almal is soortgelyk in dieselfde lyn, maar elkeen se verstaan en se vertaling gaan dit net so bietjie draai en bietjie weier maak wat eintlik kan gebeur het. Ek kan nie nou presies onthou nie, maar ek weet een is oorwin, die ander een is verbysteek, die ander een is uitdoof en dan kan ek nie onthou wat se 4D nie. Begryp, dankie my vrou. So jy kon dit nie begryp nie, jy kon dit nie oorwin nie, jy kon dit nie verbysteek nie en jy kon dit nie uitdoof nie. Nou, weer eens, almal van dit kom op dieselfde neer, dit kon nie die donker kon dit nie oorwin nie, of uitblus, of wat ook al jy wil sê, maar elkeen van daai 4 vertalings gee so ietsie by, wat ons nie in die Afrikaans het nie. En dis maar bloot net dis maar net met enige vertaling gaan jy dit kry. Van Grieks, Afrikaans, Afrikaans, Grieks toe. Yes. As jy nou reg gaan, dit sê die 83 is die boodskap. Boodskap. Die 2020 is naaste aan die actual ding. En die 53 ook. En die 53. Yes, 53 en 2020 is die wat probeer letterlik vertaal is.
Nuwe Lewend en die 83 is maar natuurlik iets soos die boodskap ook is baie meer vry vertaal om die boodskap oor te dra. So, maar dit is hoekom ons hou baie keer daarvan om ons kennis af te show en te sê hier is wat dit eintlik sê. Dit is eintlik maar net 'n ego ding, meer as iets anders, maar ek dink byvoorbeeld met Johannes 1 vers 5 is dit tog sinvol om bietjie in die Grieks in te gaan en te sê, weet jy wat, hierdie woord, ons vertaal hom so, maar eintlik is dit soveel meer as net dit. So mens moenie, die punt is, mens moenie voel, mens verloor iets as jy die Bybel in jou taal lees, nie absoluut glad nie, dis nie die doel daar agter nie, die doel is net om te sê, die Bybel is soveel ryker as wat ons soms besef. Dis eintlik op die ou en waaroor dit gaan. Goeie. Jy het gesê, van ons eerste lesse wat ons by ons het gesê, die Grieke het baie psigologies gepraat, en die Arameërs was meer soos die gemaklike taal. Alledagtaal. En as ek net kyk na hoeveel manuskripte en goeders daar is, jy sê dat die Bybel meestal dan vertaal uit wat se taal uit dink jy? Nee. So die Grieks is die Bybel, is die taal waarin die Bybel geskryf is. Punt. That's how it is. Daar's, ek dink, Aramees, dink ek is iets soos, ek dink ons een hoofstuk in Job of iets, wat uit die Aramees uit is en die res is Hebreëus. Daar's bitter min Aramees, so ons moet dit moet ons verstaan. Ou Testament, Hebreëus, by verre die standaard, by verre, ek wil sê tot en met 99%, met die uitsondering van hier 'n vers en daar 'n vers wat dalk Aramees is. En dis dan die Aramees in die hele Bybel. Net om 'n idee te gee, as Jesus sê Abba is Aramees, maar dit is nog steeds in Grieks getranslitereer in die oorspronklike teks daaroor, verstaan. So die Nuwe Testament by ver is Grieks. Dis in Grieks geskryf, punt, finish, klaar. So alles wat vertaal is van Grieks af iewers heen. Grieks, Latyns of om die waarheid te sê vir interessantheid, ek dink is 200 na Christus, ek is nou nie seker oor die datum nie, is selfs die Ou Testament in Grieks in vertaal, en van daar word dit die Septuagint genoem, wat die standaard word vir meeste vertalings daarna. So ons het byvoorbeeld, ek sal julle wys hoe lyk die Septuagint later as julle wil, maar dit is maar net, dis die Ou Testament in Grieks. So Grieks was die standaard gewees, vir enige formele ding was Grieks. So die Grieks is nie 'n vertaling nie, die Grieks is die standaard, as ek dit so kan sê, of die vertrekpunt, die bron van die vertalings. Selfs vandag nog, as ons vertaal, gaan ons terug Grieks toe. Ons vat nie nou die 2020 vertaling en gaan na die 53 toe en sê, hier's net 'n makliker woorde om dit mee te vertaal nie. Nee, 2020 gaan terug na die Grieks toe, 83 gaan terug na die Grieks toe, 53 gaan terug na die Grieks toe, boodskap gaan terug na die Grieks toe, en Hebreëus daarmee saam ingesluit vir die Ou Testament. Maar punt van die saak is, ons het nie 'n vertaling van 'n vertaling van 'n vertaling van 'n vertaling nie, ons gaan die heeltyd terug na die bron toe, wat die Grieks is, vir die Nuwe Testament. Vir die Ou Testament is dit Hebreëus. Cool. Nou net om julle 'n idee te gee, hierdie volgende tabel kom sommer net uit die boek uit self. Dus kom ek sê, ek het nou nie in almal ingaan nie, ek het net so 3 van die punte gevat. Hulle gaan in die Aramees in, hier is ons 2000 plus, maar lang storie kort, buiten vir Griekse manuskripte het ons 18.130 gehad, van die Nuwe Testament spesifiek, dan plus die Grieks by, dan staan jy by ongeveer 24.000. Weer eens, 2017, daar is intussen nog gevind. Nou ek weet, hier is nog net 'n klomp nommers wat ek nou net sê, ons gaan dit nou 'n bietjie vergelyk. En net om vir julle hier te sê, hier het hulle sommer die Ou Testament bygesit. So daar's die Grieks, daar's die ander tale en hier is die Ou Testamentse geskrifte. En in totaal het ons omtrent 67.000 geskrifte, manuskripte van die Bybel as 'n geheel. Nou ons sal 'n bietjie volgende week meer praat oor die Ou Testament in spesifiek, maar nou soos ek sê, hier is nou net 'n klomp nommers op 'n PowerPoint, wat beteken dit? En dis waar die visualisering inkom. Die visualisering van die hoeveelheid manuskripte is eintlik die beste om dit voor te stel in hierdie. So 4 voet, ongeveer 1.2 meter, is die gemiddeld vir klassieke geskrifte van daardie tyd. 4 voet. Okay, dan wys hulle nou net hoe hoog dit is. Vir die Nuwe Testament, as jy al die manuskripte bymekaar sit, sit jy met 1.6 kilometer van geskrifte, van manuskripte. Nou as jy die Ou Testament vat, 1.5 myl, wat nou moet ek my 2.4 kilometer is, en uiteindelik as jy die twee bymekaar sit, dan sit jy met 2.5 myl, wat so net oor die 4 kilometer is. Nou vergelyk dit met die gemiddeld van 4 voet. 1 meter teenoor 4 kilometer, weer eens, dit maak nie regtig
sin nie. Dit maak nie sin hoe ons so baie het nie. Nou, een ding moet ek myself ook oor die vingerstuk voordat ek dit te veel doen. Daar's 'n klomp redes hoekom die klassieke tekste nie so goed gepreserveer is nie, maar nie genoeg redes om te sê dit sou naaste by nog steeds hierdie gewees het nie. Dit sê, kom ek sê ons het helfte van dit is vernietig. Wat ek dink alreeds baie is, dan sit ons op 8 voet, wat net oor die 2.5 meter is, teenoor 4 kilometer. Parents, dis eintlik onbegryplik groot, die verskillende goed. En nou, hierso is waar die verskillende tekste eintlik bietjie, of die vergelyking tussen die Nuwe Testament, en onthou ons praat hier oor die betroubaarheid daarvan. So as ek nou in die volgende gedeelte ingaan, wil ek, dalk het julle al van hierdie goed gehoor, dalk nie, dis fyn. Maar ons gaan van die bekendste geskrifte van daai tyd vat. Van die goed wat julle al gehoor het dalk, wat julle al na gekyk het dalk selfs. En ons gaan dit vergelyk met die Nuwe Testament. Ja. Ek vra dalk na my onkunde, maar hoe het dit gebeur dan dat die Bybel het tog nie in Griekeland afgespeel nie? Het hulle dan nou gekom? Ja, so wat gebeur het, dit het eintlik alles begin met Alexander die Grote. Hy het so, kom ek sê 300 tot 200 voor Christus gelewe. En hy het natuurlik die, nou moet ek seker. Okay, in Jerusalem self was dit die Makabeërs gewees wat hy oorwin het, want die Makabeërs kom na die Perse, nadat hulle nou teruggestuur word, en hulle, na die ballingskap kom die Perse, hulle sê vir hulle is reg, gaan terug, ons gee vir julle geld, ons gee vir julle hulpbronne, gaan herbou julle tempel, gaan mal. En dan, sodra die Perse 'n bietjie shaky raak, dan sal hierdie klein groepie Makabeërs, wat sê, ons wil weer die Joodse koninkryk begin. En dan het hulle vir so, ek dink is vir so 140 jaar, het hulle selfstandigheid, en dan kom die Grieke en hulle vir hulle plat. En die Grieke is voor die Romeine nog, moet ons sê. Maar die Grieke het gekom en hulle het hulle taal en hulle godsdienst en hulle styl, hulle kultuur. Ons mense sal nou nog gaan, as jy gaan kyk in Turkye, jy kry hierdie Griekse pilare met hierdie Griekse styl en hierdie Griekse standbeelde en so. Hulle het gekom, hulle kultuur, hulle taal, het alles die standaard geword, die norm geword. So die besigheidstaal in die tyd van wat die Nuwe Testament afspeel, is Grieks. So, die alledaagse taal wat hulle met mekaar gepraat, die Jode, hulle het nie meer Hebreeus gepraat daai tyd nie, was Aramees. En hulle het dan Grieks gepraat in besigheid, wanneer jy met iemand van buite af werk. En nou moet ek, ja, ek mis 'n taal, maar ek weet nie waar nie. Okay, maar maak nou nie saak nie. Maar dis hoe dit gebeur het dat dit in Grieks geskryf is, want hulle het so die norm geword, en toe die Romeine uiteindelik oorkom, die Romeine was verskriklik vrygewig gewees in terme van godsdienst, in terme van kultuur en so, hulle het gesê, gaan dan moet jy ding doen soos wat jy wil, net nie teen die ryk wees nie. En dis hoekom Grieks maar die standaard gebly, selfs in die tyd van Rome, was dit nog steeds die standaard. Dis hoekom, net vir interessantheid, as mens praat van die Pantheon, dan praat mens van die Griekse gode, maar as mens praat van die Parthenon, dan praat jy van die Romeinse gode. En dit is eintlik so blur tussen mekaar. Ek het nou vandag 'n meme gesien, maar nou weet julle hoe lyk my sosiale media, van 'n boot in die antieke tyd, dan sit nou Poseidon, wat daar staan, en hy is nou die god van die see, van die Grieke. En dan sê hulle, dan sê die een seiler vir die ander een, row man, row. En dan sê soos, okay, I am Neptune of the sea, want dit is nou mos, verstaan. So dit is so blur tussen mekaar, die gode selfs. Ons kan sien wat is die Pantheon en die Parthenon, maar die kultuur en die hele, ek wil sê, manier van lewe is eintlik so in mekaar ingeweef op daai stadium. So dis hoekom dit in Grieks is, want dit was maar die standaard taal gewees. Maar as we dan nou gaan kyk na, byvoorbeeld Homer, the Iliad, dis een van die bekendste en die grootste geskrifte van daardie tyd. Ek wou hom saambring, ek het vergeet. Ek het actually die boek, The Iliad, ons het dit hanteer in die Grieks en so en daardeur gewerk. En as mens gaan kyk, soos ek sê, dit is die standaard vir klassieke skryfstyl, vir klassieke stukke. As ons dan nou gaan kyk wat is die vroegste manuskrip, dan sien ons dit is 415 voor Christus. Maak sin as mens vat die Grieke was voor die Romeine gewees. En as mens gaan kyk die hoeveelheid manuskripte, nou onthou ons het nou net gesê, kom ons vat net die Nuwe Testament, dan trek mens by 24.000. Die hoeveelheid manuskripte is 1900 plus. En dit is die bekendste skrif van daai tyd. Dan, ons het net nou gepraat, het jy genoem van die filosofiese styl van praat, wat die Grieke gehad het, so kom ons kyk na Plato. Plato is tetralogies, hy het 'n klomp van hulle geskryf,
Maar as ons gaan kyk, weer eens Plato het so hier teen die einde van die Griekse ryk gelewe. En dan is die vroegste wat ons het in die 3de eeu voor Christus. En die hoeveelheid manuskripte van Plato, almal wat sê Plato, en hierdie ou het, kom ek sê net dit voordat ek dit wys. Almal is altyd so geneig om te sê, ander historiese figure is so waar, en ons kan alles glo wat oor hulle geskryf is, maar Jesus nie, daar trek ons na die lyn. Kyk het gou na Plato spesifiek. Niemand bevraagteken of hy geleef het nie, niemand bevraagteken sy denke, wat hy gedoen het en so nie. Die hoeveelheid manuskripte wat ons van hom het, is 237. En kom ons kyk na Caesar, Julius Caesar, in sy hele begin, hy is die ou wat geken is daarvoor, om die Romeinse koninkryk en die Romeinse ryk te verander. Hy wat teen sy mense gegaan het, die belangrikste ou van daai tyd, hulle het hom letterlik 'n god gemaak aan hom. Die vroegste manuskrip, en hierso raak dit interessant, is 900 in die 9de eeu na Christus. Met ander woorde, plus minus 1000 jaar nadat hy gelewe het. En die hoeveelheid manuskripte wat ons het, is met 261. Tog bevraagteken niemand dit nie. Kom ons kyk na Pliny the Elder, een van die bekendste filosofe van daardie tyd, met sy Natural History, dis sy bekendste werk. Die vroegste manuskrip, 500 na Christus. Hy is so, kom ek sê weer vir veiligheid, ek is nie presies seker van die datum nie, kom ons sê 200 voor Christus dood. Kom ons maak het Christus, op 0 is hy dood, dan is dit nog steeds 500 jaar, 400 minimum, wat dit na sy tyd, die geskryf, of die manuskripte wat ons het daarvan. Dis oké. En die hoeveelheid manuskripte is maar net oor die 200 van dit wat ons het. Tog, niemand 'n vraagteken of dit waar is, of dit legendaries dalk is, of dit enigiets is nie. Ja, nou net om julle 'n idee te gee, hier is alles wat hulle gaan in Homer, Herodotus, Sophocles, Plato, Caesar, Livy, Tacitus, hier is die groot een wat ek net nou gesê het, daai groot fout maak met Pilatus. Hulle gaan al hierdie in, en die punt van die saak is, kom ons kyk net na die hoeveelheid manuskripte, is 1900 plus by verre die meeste, 106, 226, 238, 251, kom ons sê 536, kom ons sê 250, kom ons sê 200, en kom ons sê 500 sommer weer. In totaal, vir al hierdie geskrifte het jy 4000. Die Nuwe Testament alleen, 24. En hier het ek sommer self aangevoeg, hulle praat nie daarvan in die Bybel nie, maar ag nee, hoor van my in die Bybel, in die boek nie. Maar ek dink dis iets wat ons 'n bietjie uitdaag en wat ons bietjie die vraag vra, hoorie, maar hanteer ons die Bybel regverdig. So, Alexander die Grote, die vroegste manuskrip wat ons het oor hom, hierdie ou wat die Julius Caesar van die Griekse ryk was, wat gemaak het dat alles Grieks word, hierdie kultuur, hierdie taal wat ons net van gepraat het, hy is die groot rede daarvoor. Vroegste manuskrip van hom is 800 tot 1200 jaar na Christus, ongeveer 1000 jaar nadat hy geleef het. Die hoeveelheid manuskripte wat ons het van hom, kom ons sê dis 300, maak dit meer as wat daar is. Kom ons kyk na Julius Caesar, die vroegste manuskrip van hom, 800 na Christus, 900 jaar na hom. Die hoeveelheid manuskripte, kom ons maak dit 300. En dan kom ons kyk na Jesus. Die vroegste manuskrip wat ons het van hom, is 130 na Christus, is P52, ek gaan nou 'n bietjie meer oor hom praat. Is 100 jaar nadat hy gekruisig is, kom ons sê dis 160 jaar nadat hy geleef het. En die hoeveelheid manuskripte, 5800 plus. Tog wil mense kom sê dit is, hierdie een is die een wat nie sin maak nie. Maak dit nie sin nie, né? So, ek gaan dit nou alles mooi saamvat, maar voordat daarby kom belangrike manuskripte. Eerstens is P52, soos wat ek gesê het. Dit is 130, dis by verre dis tot vandag toe nog, van 2017 af, die vroegste manuskrip wat ons het van daai tyd. En dit is eintlik so 'n stukkie. En dit bevat Johannes 18 vers 31 tot 33 aan die een kant, en as jy hom omblaai aan die ander kant, dan bevat dit Johannes 18 vers 37 tot 38. En soos ek sê, 130. Onthou nou net wat ons gesê het, ek weet dit klink 100 jaar nadat hy geleef het, hoe nou, wat nou, waar nou. Sit dit in konteks van die 400, 500, 900, 1000 jaar nadat iemand anders geleef het, maar tog aanvaar ons dit as vanselfsprekend.
So P52 is seker die belangrikste stuk wat ons tans het. Soos ek net nou gesê het, die interessante ding is die liberale datering vir Johannes was hier ongeveer 160 is die gemiddeld van dit gewees. Toe ontdek ons hierdie stuk en toe backpedal daai mense like crazy. En hulle gaan terug en sê okay nee, wag, ons sal dit nou maar stop by 100. En interessant genoeg Johannes is plus minus in 100 oorlede ook ongeveer. Give or take saam. So dis die eerste een. Die Bodmer Papyrus, ek het net gesê P want dit is maar net vir papyrus. Hy bevat alles. Kom ek sê net eers die datum op. Ja, 150 tot 200 na Christus. Weer eens, kom ons sê dit is 120 jaar na Christus of nadat Christus gesterf het. Dan hy bevat alles van Johannes 1 vers 1 tot en met 6 vers 11 en so ook 6:35 tot en met 14:26. En dit stop ook nie daar nie, hy het ook gedeeltes van Johannes 14 tot 21. Nou, weer eens, as mens sê gedeeltes, hier moet ons onthou, wat ons laasweek van gepraat het, dat papyrus is eintlik die slegste materiaal om behoue te bly deur hierdie tyd. So die feit dat ons soveel het, is eintlik verskriklik mens kan dit eintlik nie glo nie. So mense moet onthou, as ons sê ons het gedeeltes, is dit nie omdat die res weggegooi is nie. Ek sê julle nou iets interessant vertel van Codex Sinaiticus, ek kom nou daarby. Maar dit is omdat dit maar net, soos wat tyd aangegaan het, het ons dit maar net verloor. En ja, dis hoekom, as ons nou sê, hierdie is so ongelooflike find, hoekom die Qumran grotte en die Qumran scrolls so ongelooflike ontdekking is, dat meeste van hierdie goed ten volle behoue gebly het. Ek dink ons gaan volgende week bietjie daaroor praat, as die boekie daarin gaan, sal ek daarin gaan. Die mens praat van die Jesaja scroll, wat hy bevat die hele boek van Jesaja en dit is plus minus, of kom ek sê, ongeveer, virtual, soos wat die Engels sal sê, identies aan die Jesaja wat ons vandag in ons geskrifte het. En dit is van daai tyd. So, ongelooflik. En nou moet ons onthou, hierdie goed is nie wat maak dat ons vertaal nie. Kom ek sê dit ook net vandag. Al hierdie manuskripte is nie, ons wag daarvoor nou vertaal. Ons sê nee, ons vertaal al vir duisende eeue. Nee, nie duisende eeue nie. Duisende jare vertaal ons sonder dat ons hierdie goed het. Hierdie goed het nou eers, kom ek sê, van die, kom ons, dit is baie konservatief, van die 1600s af het ons hierdie goed begin ontdek. En nou verifieer dit alles wat ons het. So dit is die ongelooflike ding. Nou goed, kom ek gaan aan. Codex Vaticanus is by verre the most trustworthy van die lot. Hy is ongeveer in die tyd van Nicea, 325 tot 350 na Christus. Hy bevat groot gedeeltes van die Bybel. En dis daai wat mense ook aanlyn kan gaan sien. Ek sal kyk of ek 'n link kry, ek het dit lanklaas gekry. Ek dink hulle het dalk 'n webwerf toegemaak, laas wat ek gesien het. Ek weet nie of dit tydelik en of dit permanent was nie. Maar jy kan alles van dit gaan sien self. Mense praat van die 4de eeu na Christus. Nou Codex, weer eens, Codex is eintlik maar net 'n boek. Dis 'n boek wat ons het. So, dis die hele Bybel, soos wat ons in daai het. Sinaiticus is die meeste van die Bybel. Ek dink daar is 3 boeke en dan ek dink 2 van hulle is briewe. Wat nie in dit is nie, soos regtig bitter min wat nie in hom is nie. En dit is nou 350 na Christus. Kom ek sê net ietsie oor hom. Interessante ding is, baie van hierdie goed, van hierdie wat ek sommer nou genoem het, is ook, iemand het dit een keer op 'n straatmark gekoop by Egipte en toe dit gaan dateer, toe hulle soos, maar frek, wag, hierdie kom uit die 1ste eeu uit. Met Sinaiticus is dit baie interessant. Dis hoekom dit Sinaiticus genoem is, want dit kom uit die wat sê Engels, die klooster van Sinai af, wat ek dink is ek gaan vir julle jok as ek sê waar dit is, ek gaan nie eers probeer nie, maar in 'n geval, iemand het dit gaan besoek in die 1800s, en toe vir hulle gesê, hoor, het julle nie manuskripte of iets soos dit nie, en hulle sê toe vir hom, nee, hulle het niks nie, en uiteindelik toe, op 'n stadium, toe sien hy daar 'n asblik wat hulle op pad is om goed te gaan verbrand, om hulle vuur nou te stook, sien hy daar lê iets en hy vra vir hulle, hoorie, wat is dit, waar kom dit vandaan? Nee, dis maar net ou ongebruikte skrifte, en toe hulle gaan kyk, dis dit Codex Sinaiticus wat uit hierdie tyd uitkom, en hy sê toe vir hulle, wow, asseblief stop, moenie nog goed brand nie, hou net op, dat ons net hierdie goed kry, en ja, dis meeste van die Bybel, soos wat ek sê. Selfs met Alexandrinus is die meeste van die Bybel, en dit dateer uit 400 na Christus uit. Nou moet ons onthou, 400 na Christus, selfs al vat mens hierdie, mens praat dan nog nie van fragmente nie. Dit is nog steeds, kom ons sê 300 jaar, kom ons sê 370 jaar na Christus geleef het. In groter perspektief is dit niks.
Mens praat van tot en met 1000 jaar wat Julius Caesar en wat Alexander die Grote geleef het. So, hier is eintlik my laaste slide, maar hulle gaan in verskriklik baie aanhalings in, wat net bewys dat die Bybel soos wat ons hom het, reg is. Want die kerkvaders het letterlik elke boek van die Bybel oor gepraat en oor aangehaal en verduidelik en te kere gegaan, die teologie wat besig is om te vorm. So, die lang punt van hierdie hele slideshow wat ek nou gedoen het, is om te sê die Bybel is uniek in al sy manuskripte, en die Bybelse vertaling soos wat ons vandag het, kan ons met volle vertroue weet, is die Nuwe Testament soos wat dit destyds neergeskryf is. Juis as gevolg van, en baie keer, baie keer, ek het dit self al gekry, as 'n ateïs vir jou sê, ja, maar kom ons vat Markus as die vroegste evangelie. Dit is nou maar, dis al 20 jaar na die tyd. Ek kan nie onthou wat ek vanoggend geëet het nie. Nou, hoe moet ek onthou wat 20 jaar terug gebeur het? Ons gaan 'n bietjie meer daaroor gesels volgende week, maar dit is, die hele punt daarvan is, ek dink daar's 9 stappe van goed wat jy definitief sal onthou. En een van daai goed is, as dit merkwaardige gebeure is. En as jy emosioneel betrokke is die tweede punt, en ek kan nie onthou wat die ander 7 nie, maar ons sal daarby kom volgende week. En as mens dit in gedagte hou, kom ek, Ritia, kan ek jou 'n eerlike vraag vra? Kan jy onthou toe Leandri gebore is? Presies. Mag ek vra hoe lank terug is dit al? 36 jaar. Nou, dit is al reeds langer as die evangelies. Tog beloof ek jy gaan in kleur en geur kan vertel van alles wat gebeur het daai dag. Ja, jy verstaan. So, julle verstaan, as mens emosioneel en as mens in iets in is, en dit is vir jou belangrik, dan is 30 jaar regtig nie baie nie. Dan kan mens dit alles onthou. Hulle gebruik altyd die voorbeeld van Wêreldoorlog 2. As jy nou 'n Wêreldoorlog 2 veteraan vra wat het gebeur met daai oorlog, hulle sal vir jou in kleur en geur kan vertel, want hulle was daar, hulle het dit beleef, hulle was emosioneel daarbey betrokke. En dit is alles deel daarvan. En dan praat ons nog nie daarvan, as ons nou praat spesifiek van die evangelies, dis die tyd wat dit neergepen is, dis nie die tyd wat dit begin oorgedra is nie. As mens kyk na die oordrag daarvan, dan trek mens hier plus minus 10 jaar vandat Jesus gekruisig is. Indien nie vroeër nie, want die briewe gebeur nog vroeër. Tot en met, iemand het eendag gesê, tot en met 5 jaar, nadat hy oorlede is. Dan kry mens al die historiese goed wat uitkom. So dis die ongelooflike ding. Ons kan weet met volle vertroue die Bybel wat ons vandag het, as gevolg van al die studies en goed wat daar is, al hierdie manuskripte wat daar is, en al hierdie tale, kan ons weet die Bybel wat ek en jy vandag in Afrikaans lees, is definitief die regte oorsprong. Kom ek sê so, die Bybel wat ons vandag lees, is ten minste van die regte bronne afvertaal. Kom ek sê so. Dis die veiligste manier om dit te sê, want ek dink daar is 'n paar vertalings wat bietjie baie vry raak en dinge bietjie heeltemal 'n ander pad vat wat nie eintlik is wat die teks sê nie. Maar die Griekse Nuwe Testament soos wat ons vanaf vertaal, daar's nie fout daarmee nie. Vleit my storie is uit. Julle nog enige vrae of so? Enigiets waar julle dalk wonder, julle is meer as welkom. Hoef nie hieroor te gaan nie. So ja. Helen? Vra. So obviously, jy gesê soos met die heel eerste boeke was ons in skool van Moses en wat die skool van en heel aan dis waar van daar neergepen is en so. Is dit soos iemand wat letterlik daar gesit het en nou dit geskryf het van punt A tot punt Z, of het hy byvoorbeeld dit geskryf en volgende. Ek is net miskien. Ja. In terme van die Ou Testament is dit baie moeiliker om te sê, want mense kry hierdie skole, maar obviously dis baie langer terug. So mense kom. Maar met die Nuwe Testament het dit standaard so gewerk dat ja, presies wat jy die tweede keer gesê het. Hierdie ou skryf jy was 'n skriba gewees van formaat, as ek dit so kan sê. Jy is gehuur om hierdie oor te skryf. Of baie keer wat gebeur het is en nou moet ek onthou of dit Petrus self nie is. Ja, Petrus. Nee, ek staan nie seker nie, ek meng nou alweer my name. Maar van die apostels het skribas gehuur om neer te skryf dit wat hulle sê in die brief. So dis hoe dit gewerk het, is jy pen neer wat hierdie ou besig is om te sê, juis omdat ons in hierdie wêreld is waar ons so ongeletterd is, gaan jy vir my neerskryf want ek kan dit nie self doen nie. So, en dan het dit baie keer gebeur met tyd saam dat jy skryf tot op 'n punt, maar standaard was jy het jou dokument gehad en as jy klaar is, dan gaan die dokument uit waar toe hy moet gaan of hy gaan na die eienaar toe of wat ook al die vaar. Maar dit is
mens skryf dit in van die manuskripte dat jy kan sien, hier is die een skriba opgehou, die volgende begin, jy kan dit sien. So, maar dit is by verre die minderheid van die twee. Maar ja. Vra of Tannie Esther, sy sal vir jou sê. Maar nee, ek weet nie. Ek gaan vir jou jok as ek sê. Ek dink dit was 'n hele span geweest. Ek dink daar het hulle waarskynlik boeke gevat en gesê jy doen hierdie boek, ek doen hierdie boek. En wie ook al Filemon gekry het was baie gelukkig en die ou wat Genesis gekry het gesuffer. So is net maar so. Iets is dit. Nee, maar dit weet ek nie. Ja Tannie. Wat se rol het kyk jy het gesê aanvanklik daar was geen leestekens of kommas of punte of iets nie. Nou het hulle al in ons moderne tyd, dan vat hulle 'n sin of 'n paragraaf. En dan sit hulle leestekens op verskillende plekke. En dan beteken daai ding elke keer iets anders. Yes. Kom ek kyk of ek dit kan regkry. Ek dink nie ek gaan nie. Maar is okay. So leestekens was belangrik in daai tyd, maar omdat ons werk met 'n ander taal van daai tyd was dit nie so belangrik soos wat vandag is nie, as ek dit so kan sê. Byvoorbeeld net om julle 'n idee te gee en dan gaan julle dink dis letterlik waar die ding vandaan kom en sê dit is Grieks. Grieks het nie 'n vaste woordorde nie. Jy kan die laaste woord wat ons in Afrikaans sal insit, kan jy eers sit en dit maak sin. So dis hoekom ek sê die leestekens maak nie regtig saak vir byvoorbeeld Grieks nie, want daar is nie 'n vaste sinskonstruksie nie. Jy kyk na die vorm van die woord en dan weet jy, o, hierdie woord beskryf eintlik daai woord wat 10 woorde later staan. Dit verduidelik daai woord. Dis hoekom Grieks een van die moeilikste tale is om te leer, by verre. So dit het nie 'n vaste woordorde nie. Daar is sulke fundamentele, ek wil sê 'n baie vroeë vorm van sinskonstruksie wat besig is om plaas te vind, maar nie naastenby wat ons in Engels of selfs in Afrikaans vandag het nie. So dis hoekom leestekens spesifiek met betrekking tot Grieks nie so groot verskil gemaak het nie. Baie dieselfde geld met Hebreëus tot 'n groot mate, want weer eens onthou ons werk hier met antieke tale wat eintlik half die begin van tale was, as ek dit so kan sê. Mense het nie hierdie gevorderde taalsisteme gehad wat hierdie en dit en dat het nie, jy het gepraat. Dis so eenvoudig soos dit. So ja. Maak dit beantwoord Tannie se vraag? Maak dit dan nog meer betroubaar, want Ja. leestekens Het nie 'n invloed nie. Ja. So jy het byvoorbeeld 'n leesteken in die Grieks gehad, en dit gaan nou vir julle vreemd klink, 'n kommapunt is 'n vraagteken in die Grieks, maar 'n vraagteken kom aan die einde van die sin, dit maak nie saak waar jy sit nie. So dit is half dit beïnvloed nie die mense het 'n punt en 'n kommapunt en jy het so af en toe 'n komma gekry as hierdie ou nou dink hy's fancy, maar ja, baie kere maak dit jou net meer die mekaar as enigiets anders. So ja, my vrou. Absoluut. Ja, definitief nie. Jy's 100% reg met wat jy sê. Die groter konteks is eintlik baie keer vir die betekenis, as mens veral met hierdie boodskapvertalings, gaan jy in die groter konteks in en sê, wat probeer hierdie stuk vir my sê, eerder as hierdie een woord in hierdie ene vers. En dit help 'n groot deel om te sê, hier's wat dit eintlik sê, as ek dit in die konteks lees. Dan verander dit so 'n bietjie, dan kan ek nog steeds die regte boodskap oorvertaal sonder om die regte woorde te gebruik. Maak dit sin? So dit is die groot ding, maar konteks is letterlik key in enige vertaling werk. Of dit nou direk is en of dit indirek is. Indirekte vertalings is dit baie belangriker as met direkte vertalings. Maar ja. Cool. Nog iemand wat dalk 'n vraag het? Julle moet asseblief nog 'n vraag vra. Of so. Ek gaan kyk of ek volgende week. Ja. Ons is 8 maande, né? 8,5 nou. Amper 9. Dus ik wil je nog vast zien, is precies recht. Ja, maar hy. So ja. Julle dankie. Soos ek sê, ek gaan kyk of ek volgende week dieselfde hierdie tweede helfte kan inpas saam met volgende week sing. Ek gaan kyk. Dit raak moeilik, want soos ek sê, as julle het nou gesien, ek het nou 10 voor gestop met die presentation en oorgaan na die gesels toe. As ek dan nog 'n hele ander helfte moes doen, sou dit 'n bietjie moeilik geraak het. So ons sal maar kyk hoe kom dinge en hoe gaan dinge, maar ja, dis my storie. Dankie julle.